podcast daar met as ek weet hoe, hoor jy, as ek geweet het om helfte van die goed te navigate in my lewe, sou ek mos probably of 'n miljonair gewees het of 'n baie groot huis gehad het. Of in die tronk. Oh Simon, you know me so well. You know me so well. Of met geld in die tronk. Met geld in die tronk, ja, of ek sy tronk geran het. Hoorie, baie welkom Simon, welkom terug. Ons gaan 'n bietjie gesels oor swembaddens vandag en ek en jy het so lekker gesels oor, onthou as jy as luisteraar enige vragies het, nou asseblief, nou is die kans, 074-2009-889, daar het 'n paar ingekom wat ons nou gaan beantwoord, maar as jy wil hê ons moet dit antwoord, dan moet jy maar vinnig wees met jou vingers, né? So stuur dit vir ons Vingertjies in. op die knoppe. Vingers op die knoppe, R50 vir jou, né? Yep. Okay, so kom ons spring weg, ons het nou so lekker gesels oor kinders, jou kinders is dan ten minste nou gelukkig groot, en hulle het swembadveiligheid, ja, hulle is groot, né? Autopilot. Ons is nou Ja, oud. hulle is groot. Ja, jy kom agter as hulle vir jou beginne Kylie, vra wat is die sy nie nou budget. 16 nie? Sy is nou 14 ja en Jordan is 11. Okay, nog nie 16 nie. Okay. Nee, maar hoorie sy dink sy sê intens sy dink sy's 18. Jordan dink hy's 16. So nee, dit is 'n eventvol tyd in 'n jong ouer se lewe. Nee, ek hoor jy wing it net. Maar op 'n einde dag, weet jy wat, jy try maar jou beste You gotta do en jy navigate deur hierdie Niemand het vir jou moeilike tye. ja, niemand het vir jou reëlboek gegee nie, jy maak jou eie Glad nie. reëls, nou. Ons try maar. So gepraat van dit, ek weet jou kinders is seker al veilig rondom 'n swembad van baie jongs af. So hoe maak 'n mens 'n swembad veilig vir kinders en troeteldiere actually? Ja, een is naby my hart, een is naby jou hart. Ja. Want Troeteldiere, né, maak my kwaad as hulle op my bed klim. So ons het nou deur daai, maar ja, nee, ons gaan nie met jou verskil. eers hierso redeneer nie. Ek gaan verloor teen. Jy gaan verloor. Hoorie, so ja, daar's 'n paar dinge wat kan gebeur met swembaddens en ja, dit is die heel eerste ding, Natasha, dis baie belangrik. En ons maak nou grappies, maar dis diere, ernstig, kinders, ja. babas, om 'n swembad. En dit gebeur vinnig. Ja, my senuwees is klaar daar, moenie eers is 'n baba om ons swembad. Ja. Ons het 2 swembad, wat kan jy dit noem, komberse of iets wat hulle noem oor die swembad. En daar's 'n paar dinge. Die heel eerste ding is, en weet jy wat sal ek voorstel is, en dis iets wat mense nie eers aan dink nie, maar sodra jou baba sê, dan moet jy try om my baba of kleintjie so vinnig as moontlik by 'n swemskool uit te kry. Leerswem, ja. Leer swem is ultimately die beste investment wat jy gaan maak, want dit gaan nie, jy dalk nie 'n swembad by jou huis nie, maar iewers gaan jy by water wees. Yes, ja. Of dit It's nou by dam, inevitable. die see, by vriende se swembaddens. So dit gaan jou heel eerste reël basis wees. Is kry jou kleintjie om te leer swem en dis iets wat ek nie actually gedoen het nie met Kylie nie en Ja. want sy was vandag 1.5 in die swembad en sy het vir 2-3 ure. So sy het haarself geleer. Sy het vir Jordan ook half geleer swem, Ja. maar die Glad nie ironies hier. Die swembad ou se Ja. kinders het hulle self geleer swem. Ja. En maar die way hoe hulle die kinders leer swem, nou dit is vir my nog as 'n klein bietjie wreed. Ek kan nie daai video's op TikTok Hulle kyk gooi nie wat dit hulle net so gooi al in. so in. Oh. Maar daar's maniere daaroor. Ja. So dis die heel eerste ding. Dan is daar natuurlik die covers wat jy oor die swembad sit, nette wat jy oor die swembad sit. Daar's hekkies of heininge wat jy om die swembad kan sit. Alles waarmee ons jou kan help as jy daarna wil kyk. Maar ja, dis baie Sal 'n belangrik. mens gaan vir 'n net eerder as soos 'n cover, wat se ene Dit hang af van jou swembad. Weet jy wat, as jy 'n vierkantige of 'n reghoekige swembad het, dan is die cover nogals die beste, want dit hou nogals die reënwater uit en dit hou veiligheid ook uit en dit is baie maklik. Hy het letterlik 2 klippies af, dan haal jy hom af. My kids haal dit af letterlik toe al 10 jaar oud was, het hulle die cover afgeglip. En net is 'n bietjie moeiliker. Maar hy pas nou weer by swembaddens wat vryvormig is, sodat daar's nie 'n vorm nie en ons kan nie 'n vierkantige cover oor hom sit nie. So dan sit jy maar die hoekies in en die hakkies en dan trek jy die net styf en hy kan nou maar basies op enige vorm swembad gaan. So horses for courses tipe van ding. Ja. Horses, exactly. Okay, hoe voorkom ek dat blare en rommel my swembad voortdurend verstop, vra iemand hierso? 2 dinge. Maak hom skoon. Maak hom skoon gereeld en die ander ding is die swembadcover wat ons nou net gesê het. Yes. Meeste van hulle is eintlik gemaak daarvoor. Daar's 'n nuwe cover wat ons sopas vrygestel het omtrent seker so 6 maande terug. Dit is soos daai seilcovers wat jy gekry het. O, ja. Wat jy kan letterlik oor hom loop, maar daar's 'n nuwe een wat ons nou net gedoen het so 8 maande terug. Is eintlik gemaak van, dit lyk so skadu net, so hy's 95% wat uit die sonlig keer, maar as dit reën, dan kan daai reënwater nog steeds deurgaan. So hy loop nie oor nie, hy verbleik nie. Jy kan nog steeds oor hom loop en hy bly mooi vir
soos 10 jaar. Okay. Hy's baie nice. En dan is daar klomp ander goeders ook. Jy het 'n ding wat ons noem 'n pool skem wat jy op die kant van die swembad kan vassit en hy maak die oppervlak van die swembad die hele tyd skoon. Ek het en ek dink dit is in die afgelope 20 jaar een van die beste swembad uitvindsels en weer eens Sit nie die fans nou vir 'n creepy crawly nie. Nee. So hierdie is 'n dingetjie wat jy teen die daar waar die water uitkom, daai jet, Ja. waar die water terugkom in die swembad. Yes. So jy sit hom daarop, hy lyk soos 'n ding met so 'n hoekie op. En dis is 'n pool gobbler was dit nie ou tydjies, maar dit's 'n ander ene en hierdie ene suig jy of tel die blare op 360 grade. Een van die beste uitvindsels, daai ding werk. En ek beloof vir jou, ek is nie 'n groot ou vir weird gadgets en goed gimmicks, ja. maar die ding werk regtig goed. En dit is die moeite werd, want as die blare nie in die swembad val nie, want onthou die blare val in die swembad, dan los hulle dit, Yes. dan sink hy. Die oomblik as hy sink, dan begin hy te decompose, wat noem jy dit in Afrikaans, en dan word dit basies soos kompos onder op die En dan bodem. begin goed groei. Presies. En, ja, So as jy hom kan vang voordat hy uit is, dan maak jy dit eintlik vir jouself net baie Stop is makliker. sy lewensiklus net daar. Presies. Okay, laaste een voordat ons na musiek toe gaan. Wanneer is die beste tyd van die dag om my swembad te skok vir maksimum? Hoe skok mense swembad vir maksimum effek? Ja, dis Afrikaans. toe? As ek vir die mense in Engels verduidelik, dan gaan hulle dadelik verstaan shock treatment. Dit is soos 'n kloor shock treatment. So die beste Ek blok myself. Ja. Die beste tyd is gewoonlik, weet jy, daar's twee argumente. Baie mense sê in die oggend want dan het hy die hele dag tyd om te werk in die son. Baie mense sê doen dit in die aand want dan kan hy kloor die hele nag lank hou. Ek verkies om dit in die oggend te doen, so hierso tussen 9 en 10, want by die tyd wanneer hy in die aand kom, dan is hy meeste van hy kloor al opgewerk, maar dan het hy gedoen wat hy moes doen en hy's uit die water uit. So is nie iets wat eintlik daar moet bly vir lank nie. Hy's in shock treatment, die swembad is maar basies soos, hoor hierso, jy het 'n hoofpyn, nou drink jy 2 pilletjies, sort die probleem uit, in plaas daarvan dat jy nou 'n pilletjie nou drink en dan is hy nie lekker nie, 'n pilletjie later. Ja, dan het jy op die einde van die dag het jy 4 pilletjies gedrink. Nou moet jy kon 2 gedrink het, een time uitgesort het. So dis eintlik beter en dis maar meer effektief. Meer effektief, ja. Okay, wel net hier nog eens verder gesels. Ek moet eers vir ons 'n bietjie Mia speel, die piesangskille, en dit gaan jy dan ook neem na die plaaslike nuus toe. En die Grandma met I Do, jy is op 'n beter alternatief saam met my Simon Miller, en ek dink regtig ons moet mekaar 'n bietjie meer sien, want ons kan nie ophou gesels ek en jy nie. So asseblief, kan ons nou maar ietsie gaan doen hier nou? Ons moet gaan koffie drink. Asseblief. Eerste vragie, of nou, volgende vragie wat ingekom het, Simon, is jy reg? Ek is. Okay. Hi, sê my gou, ek sukkel op swembad is groen vir 2 weke al. Ek het hom geskok en alles. Hoe kry ek die water weer blou? Hoe kry ek die water weer blou, The Simon? story of my life. Dit is die vraag wat ek Jy kan 'n boek letterlik skryf daar. elke liewe dag, of dit nou op WhatsApp of op e-mails is, ek kry dit elke dag. En die standaard antwoord is, moenie raai nie, moenie net shock treatments insit nie. Die probleem is dat ons kyk te veel TV en social media. Behalwe my social media, maar ek sê, want almal gee 'n bietjie raad. My buurman of Daai een het gesê daai hond se vir se kat se oom. My mechanic het al sy swembad reg. So, ons deel met daai. Nee, gaan toets die water, kry jou water getoets en as jy sukkel daarmee, laat weet ons kan jou daarmee help. Werk met die feite. Check die pH, maak seker die kloor is reg, kry die alkaliniteit reg. En as al daai goed is reg is, dan het jy 'n basis om van te gaan. Dan kan jy gaan kyk hoekom om dit eintlik blou te maak is 24 uur. Dit doen ons bitter vandag. Daar's 'n klomp maniere om dit reg te maak. Die mees belangrike of meer belangrike ding is om te kyk hoekom het dit verkeerd gegaan en maak dit reg. En baie keer is dit iets soos jou swembadpomp hardloop nie lank genoeg nie, jou sandfilter of jou sand in jou sandfilter is vuil. Daar kan selfs in baie gevalle net ietsie simpel wees soos daar's 'n lek in die swembad en jy gooi die heeltyd nuwe water in sonder dat jy dit regtig agterkom, so die chemikalie wat jy insit word die heeltyd verdun. So jy kom nooit iewers nie. So dit is nie baie gecompliseerd nie. Kom net by, kry net die feite en dan werk jy dit. Die probleme en dan kan jy van daar af werk. En dis die ding, baie mense, en ek weet van die ander swembadmaatskappye, hulle verkoop 'n blou swembad aan 'n kliënt. Hoorie, ek is daar en ek maak jou swembad blou. Ons doen dit maar 'n bietjie anders. Ons verkoop 'n gesonde swembad. En dis mooi. En die gesonde swembad is altyd blou. Yes. Maar 'n blou swembad is nie altyd gesond nie, ja. Want
Ja, ek kan jou swembad met 'n 5 liter bottel acid binne 10 minute blou hê. Maar niemand kan daarin swem. Nee. Verstaan jy? So Sig afbrand. jy moet maar kyk, werk met die feite, moenie shortcuts vat nie en dan gaan jy eintlik die swembad blou kry en hy gaan blou bly vir langer. Dis die ding, werk 'n bietjie langer en dan kry jy die beste resultaat. Ja. Alright, so Albie hierso, wat is die prys vir daardie seil 'n 3x5 meter swembad? Albie, die beste sal wees om ons te kontak want ek gaan vir jou 'n prys gee, maar dit begin omtrent met so, ek sou sê so R85,000, okay? Dit is nou die volle swembad ingesit, alles. Maar dit kan partykeer 'n bietjie minder. Ons het nou eene begin toevallig wat 'n klein bietjie minder was, want ons byvoorbeeld hoef nie rommel weg te ry nie. Ons hoef dit en dit nie te doen nie. So die prys het natuurlik afgekom. Yes, ja. En dan sal weer wat 'n bietjie meer is, want die kliënt wil meer plaveisel hê of hulle wil die swembad verhit hê of hulle wil dit of dit hê. So jy kan dit customize. Ja, jy kan dit customize. So maar daai is 'n goeie ballpark. Maar die beste is maar om uit te kom, want dit hang ook af, kan ons maklik in die erf inkom of moet ons partykeer met ons 'n huiskraan kry en die swembad bo oor die huis bring. So dit hang maar af van elke swembad af, ja, of elke kliënt af. Elke kliënt, ja. Wat is die verskil tussen 'n cartridge filter en 'n sandfilter en watter een is reg vir my? Ek gaan vir julle my opinie gee of jou my opinie gee. Ek is maar old school en ek hou van die sandfilter want jy kan dit baie maklik maintain en dan na dit kyk. Cartridge filters, ek het by my vorige huis het ek een gehad vir seker 6 jaar en dit was uitstekend. Hy is seker een van die beste maniere om jou swembad skoon te kry en skoon te hou want hy filter teen 'n bitter lae micron. So dit is, hy haal selfs die spikkeltjies uit die water uit. So hy polish die water letterlik. Waar sand 'n klein bietjie grower is, maar vir elke dag persoon, vir elke dag swembad onderhou, is sand probably die maklikste. Die maklikste. Ja. Laaste ene, hoe weet ek wanneer my swembad se sirkulasie nie reg loop nie en wat kan ek daaraan doen? Ek sal vir jou sê 3 dinge. Ek dink so van my punt van my kop, out of the top of my head, sir. Top of my head. Maak seker die pool cleaner of die creepie wat jy nou gesê het, jy sal dadelik sien as hy nie begin lekker hardloop nie, dan is dit gewoonlik 'n indikasie dat daar iets fout is met die sirkulasie. Die pomp maak 'n geraas, ons het laasweek daaroor gepraat, so hy skree of hy so groot, dan hoor hy sukkel daarso, dit's gewoonlik 'n indikasie. En dan gewoonlik as daar 'n probleem is, jy sal sien borreltjies of sulke ligbabbeltjies wat terugkom in die swembad, daai is ook 'n indikasie dat daar iets nie lekker is nie. Dis maar die 3, ek sou sê hoofredes of myn goed wat jy gaan agterkom as 'n swembad besig is om te sukkel. So dis maar dit, ja. Waar kan mense jou in die hande kry? Hoe kan hulle jou kontak? Natisha, jy kan vir my in die hande kry perfectpools.co.za, dis maar die maklikste, en op ons Facebook page, Perfect Pools, jy sal ons daar sien, daar's baie aktiwiteit, want ons post regtig baie video's en informasie. En ons 'n podcast ook daar op Ook Radio, jy kan die podcast weer gaan luister ook. Ja, en gaan maak 'n draai en dan onthou om volgende week te luister, want ek gaan kyk of ons so 'n bietjie pryse kan saambring en dan so 4 of 5 goed weggee op die lug. Something for nothing. Something for free. Something for free. Here you go. Something for free. Something for free. Kom ons gaan na die musiek toe. Simon, altyd lekker om jou hier te hê. Ek sien jou volgende week. Ons chat weer nou en sien jou volgende week, Natisha.